Good morning julle. Welkom by die tweede episode van The Trainers Club. Ek is Jacques. Ek is vandag gejoin deur Marcelino Adams. Yours truly. En vandag gaan ons 'n bietjie praat oor workouts, die World Cup, supplements en net so 'n bietjie interessante feite. Vandag se video is 100% gesponsor deur Sub Brothers, die beste supplement verskaffers in die streek 100%. Absoluut. En ja, so, eerste topic is workout reviews. Nou Marcelina, wat kan jy vir my sê van die workouts van die week? Wat het jy agtergekom? Ja, bra, die mense was soos, hulle was aan die brand af, like letterlik. Almal het soos gesê, nee, ek kan sien wie het dit opgestel. So, ek meen, ek het een sessie ingejoin, nee. My mag is nou nog seer, en dit was maandag. Het was maandag en ek is nou nog seer, bro. Maar, goeie reviews van die workouts gekry, so, ja. Ja, kyk, al die workouts van die week eindig met 'n bietjie core, wat baie belangrik is, in my opinie. Want een core is nie net six-pack en blokkies hier, of het thin waist nie. Een core is jou hele support system tussen jou upper body en jou lower body. En 'n mens gebruik jou core elke dag. As jy 'n bult uitloop op of af, gebruik jou core om jouself te breek, regop te hou, postuur by werk en dan as ook die gym aspekte. As jy met 'n bar op jou rug is, gebruik jy jou core om haring styf te hou, selfs met vorentoe gebuk, agtertoe gebuk. Sonder 'n sterk core sal lewe buite die gym ook nie baie maklik wees nie. Yes. So, fokus op die core, einde van die sessies, amper al 'n finishertjie, alhoewel dit nou nie 'n finisher is. Ja, my opinie is dit baie belangrik. Yes, as die cameraman net so 'n bietjie wil pan na die buitekant toe daar, na Henko se kant toe, as jy soos Henko daar sit, ek meen, jy gebruik daai, jou core, Ja. verstaan? Sonder jou core gaan jou ruggraat maar so obviously nie funksioneer ook nie, verstaan? Ja, kyk, is meestal deel van functional movements Exactly. en alledaagse bewegings. Eintlik al van 'n jong ouderdom af, ons het 'n youth groepie ook wat kom, ek laat hulle core doen. En dan van die youth of al die pad deur tot by ons ouer kliënte, core is belangrik, want as jy die dag, kom ons sê nou voorbeeld Marcelino, raak ja, ek doen so 'n Marcelino, bietjie. hy doen core, Bietjie. maar 'n voorbeeld wat ek het is, kom ons sê Marcelino raak nou eendag 60. En Lino is 'n ou man met dieselfde bokbaartjie en die man kan nie meer beweeg nie. Nou Ja. as Marcelino aangehou het met sy core oefeninge wat hy nou doen, Yes. teen die tyd dat hy 60 is, gaan hy voel, hier is te veel stemme, gaan hy voel, hy is nog jonk, omdat hy nog functional movements kan doen, omdat hy nog alledaagse bewegings kan doen, en omdat hy homself kan regop hou. Postuur bly regop, als bly regop. Maar as Marcelino nie core doen nie, Daar eindig ek op soos die ouma Ona wat so loop. Hy loop letterlik so, bra. ja. So ja, nee. Workouts, core is baie belangrik, al hou niemand daarvan nie. Ons hou daarvan. En Yes. in die einde van die dag moet julle ook daarvan hou. Absoluut. Right. Dan die World Cup Jo, wat tans aan die gang is. Jo. Ek wil sê sokker, maar is eintlik die Football World Cup. Aan die gang is. Gisteraand was die eerste openingswedstryd van die World Cup en dit was Suid-Afrika, Bafana teen Mexico in Mexico City. Nou daar het gisteraand, ja, Ek skud dit my kop. so Bafana het 2-0 verloor, vir die wat dan nie gekyk het nie. Ons almal het gekyk, ons almal is lief vir sport en 'n interessante feite en als. Maar in gisteraand se wedstryd was daar 3 rooi kaarte uitgedeel. 2 vir Suid-Afrika en 1 vir Mexico. Die interessante deel is, in die 2022 World Cup, wat nou die vorige een was, in die hele toernooi, vanaf die begin, group stages, pool stages, al die pad deur tot die final, was daar net 4 rooi kaarte in die hele toernooi. Maar die openingswedstryd, wat gisteraand was daar 3 uitgedeel. So ek weet nie wat die
beslissings en die refs en wat nou aangaan nie, maar lyk my hulle is baie meer baie strenger as wat hulle was in die vorige jare. Ja, wat nee, jy sien niks teen Bafana nie, nee. Goeie squad gewees back in the day, as ek dit so mag stel. Back in the day. Sabalala. Yes. Maar dat was aan die begin daai tyd, bro. Like letterlik aan die begin. Maar net soos, maar nou as jy gaan kyk na die standings op die log, is nog wel een wedstryd, nee. Maar ons lê onder. Ja. Verstaan? En ek meen by al die World Cups as jy gaan kyk previous World Cups, Suid-Afrika het nog nie regtig perform nie. Verstaan? So 2010 hè? Ja. 2010 se World Cup was ons daar, by ons. Ja, Sekira. By ons. Ja. Yes, waka hulle, né? Ja. Yes. Ons was die host, né? Het ons gemaak tot in die quarters? Nee, maar al wat ek weet is in 2010 se World Cup openingswedstryd Suid-Afrika teen Mexico ook gewees. Yes. Waar ons 1-1 gelyk opgespeel het. En Maar van gisteraand nog nie. yes. So ek weet nie jong, die sokke van vandag is maar nou Ja, ek het 'n comment gesien. Ek is op pad daartoe. So. Na gisteraand se eindtelling wat 2-0 was vir Mexico. Baie geluk aan hulle as daar iemand van Mexico afkyk. Twyfel. Dit was al 'n klomp uitsprake op sosiale media gewees en baie mense het gevra dat Rassie Erasmus 'n bietjie kom help daar by Bafana. Ander ou het gesê Bafana moet bietjie begin brandewyn drink. Brandy en Coke. En dan ja, toe was daar nou 'n comparison uitgesit van wat sal gebeur as die Springbokke teen Mexico moet speel. Nou, op die huidige oomblik dink ek Suid-Afrika se sokker lê 63ste in die wêreld en Mexico is 13de in die wêreld. So 2-0 verloor teen hulle is nie bad nie. Dan draai ons dit nou om, dan gaan ons na rugby toe. Waar Suid-Afrika eerste in die wêreld is en Mexico dink ek is 32ste daar rond. Kan wees. So ek moet sê ek sal dat rugby die Serpentines dink ek. So ek moet sê ek sal nog nie omgee om 'n rugby game teen Mexico te kyk nie. Maar ek dink die game sal afgeblaas word halftyd om dood eerlik te wees. Nog iets wat ek gesien het is hulle het gevra Bafana kan leer om te skram. Net om 'n bietjie meer dominansie in die game te kry want ek het die game gekyk en die individual skill is daar, maar die afronding is nie daar nie. Yes. En hulle speel as 'n span nie. Ja, onthou hulle Bafana het nooit clear hoe kan ek nou sê 'n bedreigde aanval gehad wat towards die goal, verstaan? Hulle het nooit ge-attack soos 'n span wat wil gaan score nie. En 'n playmaker gehad. Yes. 100%. So ek dink hulle lekker bietjie in hy kant van hulle. Ja. So ja, sokker is maar daai jong, sokker. Ja. Ja. Dan wil ek net vir die kykers ook vra en ek gaan vir Marcelina ook vra en Lawel, jy ook. Wie is jou span vir die World Cup? Wie is jou ride or die? Ek weet daar's nie baie mense wat sokker kyk nie, maar as jy nou 'n span moes kies om te support van die begin tot die einde, wie sal dit wees en hoekom? Ek eerste. Yes. Ek eerste. Ja. Okay. Ek is nog wel nie as 'n groot sokkerliefhebber, né? Maar ek gaan sê Spanje. Ek sal sê Spanje. Okay, hoekom Spanje? Jo, al die jare wat ek nou al as ek sokker moes kyk, né? Jy het nou van Premiership daar af. Meneer, Gaan dit oor die kos? Gaan dit oor die kos? Nee, het gaan nie oor die kosie. Dit gaan oor nee, het gaan oor meneer almal wat vir Spanje speel op nasionale vlak, soos nou by die World Cup, né? Hulle kom van goeie klubs af. En daai manne bewys hulle oor en oor en oor. Hoeveel mense ken jy wat vir Spanje? Nee man, maar wat ek kan bylas by jou? Ek het hulle midfield, ek ken nou nie hulle midfield so echt, maar
Hulle midfield is nogal kwaai. Sergio Ramos is nog als een doof. My moet nou nie vir my kon staan vas vir hy hierso van. Maar Nee, wat- nee, 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 Wat nee. ek vir jou kan sê, Spanje is mos La Liga. Ja, Nou La Liga is in my opinie een van die toughste leagues. yes. So ek kan sê vir jou Spanje is 'n baie goeie opsie om te support. Yes. Jy kan nou nie 'n speler noem nie, maar maar baie goeie opsie. Ek support jou keuse. Right. Lavelle hierso. Die man wil nou weer die hele playbook van die mense uitdal hierso. Ik support voor Duitsland, of Duitsland is mijn anders van. Nederland of Germany. Die man nog eens in Nederland. Die man is nog eens in Nederland nadat ik gezegd ik support voor Duitsland. Kan julle vir hom verduidelik wat die verskil tussen Nederland en Duitsland? In sy kop dink hy is een land. Ek het gedink Hy dis dink- Duitsland. Hy dink Europa is 'n provinsie. Okay, kom by die punt man. Kom nee, gaan aan. Kom by die punt. Duitsland vind ek het personal ties met Duitsland. My broers is almal Duitsers. My pa bly al vir 15 jaar in Duitsland. Het al 'n paar games gekyk. Dis seker dat hy nie oor die kos daarso nie. Weet jy wat hoe sleg is hulle kos? Is dit? Ja, bro. Ek het nog nooit. Sauerkraut. Wors, varkworsies. Ja? Dis net Vienna's. Geen ja. Verskillende Vienna's. Hulle het lekker bier ook. Maar in elk geval, Duitsland. Duitsland. Wat is jou Right. keuse? So, my keuse word bepaal deur net een man Nigeria. Ja. en dit is Portugal want die GOAT Cristiano Ronaldo speel vir hulle en hy's kaptein en van dag 1 af is almal so die debate Messi of Ronaldo, nog altyd Ronaldo van die begin af. Messi's talent, Ronaldo's hard work. And hard work beats talent when talent doesn't work hard. Maar Nee. maar kan ek En gewoon my Alright. visie en my droom is dat Portugal die World Cup wen. Dis 'n droom. Dis 'n droom. En dat Ronaldo sy 1000 goals kry, want Ronaldo is the greatest of all time. So jy support eintlik vir Ronaldo en nie Ek support vir Ronaldo en ek support vir Portugal. Noem my 3 spelers support. Bruno Fernandes, Ronaldo, Rafael Leao. Kyk. Ja. Wie is hulle goalkeeper? Nee, ek weet nie. Okay. nou sien jy. Ek het gedog ek Ek ken ken hom. support vir Spanje oor die kos. Ja. En jy support vir Duitsland omdat jy daar jou pa daar is. Jou familie is support daar. vir Portugal. Omdat die ja, om die koud te. Ja. Ja, Wat jy crash op Ronaldo. Nee, ek het 'n rolmodel, dankie. hy's Right. hy's shocking. Ja. Dan En nou gaan ek weer ja. Vinnige promotional ad. Sub Brothers. Beste protein whey shake in die streek 100%. Calories is laag, protein is hoog. Vir mense wat gym gaan, hierdie een is perfek vir jou. Vir al die vroumense wat wil gym, maar nie bulk en massive raakie en size kry nie. Hierdie is perfek vir jou omdat die calories redelik laag is, maar die protein intake is hoog. Lean body, protein. One way, as dit one way, protein way. Dan saam met dit, Marcelino, brei 'n bietjie uit oor die kreatien. Dan het ons vir die kreatien daar, né? 100% pure kreatien, né? Hy gee vir jou muscle pump soos nog nooit tevore. Vir die manne wat 'n bietjie wil mes aansit of 'n bietjie spier wil bou. 100% kreatien. Oh ja, en saam met dit, né? Kry jy vir hom, né? Niks, geen workout gaan soete gaan as jy 'n bietjie pre-workout gaan kry nie, né? Hy gee vir die rit en dit en jy gaan aan, né? Lovely, lieflik, lekker. En wat ek net wil bylas by kreatien. Kreatien is nie net 'n gym supplement nie. Kreatien is 'n alledaagse supplement. My ma wat in 'n kantoor werk, drink kreatien. Kreatien is een van die beste aanvullende
supplements wat jy kan drink omdat dit nie net vir spiere bou en watermassa help, dit help met cognitive, memory, verstand, breinwerk, alles. Ek sal aanbeveel om dit te drink tot 'n mens eendag die emmer skop, want hierdie is een van die beste goed wat 'n mens in jou stelsel kan kry op die mark. En jy weet waar om dit te koop. Shout out Sub Brothers. Right, ons gaan nou aangaan na seksie 2 toe, waar ons saam met 'n persoon gaan praat wat 2 Hyroxe in 1 naweek gaan doen. Right, ons is nou by afdeling 2 van die podcast. Ons is hierso saam met ons eie Ironman, die persoon wat 2 Hyroxe in 1 naweek gaan doen. Probeer doen. Suyen, dit is 'n redelike uitdaging om 2 Hyroxe te doen in 1 naweek. Hoe lyk die beplanning mentally en physically vir die Hyroxe? Wel, ek gevoel, hoekom net 1 as jy 2 kan doen? En ek en Henko het laas jaar al gesê ons gaan dit doen en ons het nie. So, toe doen ek dit en ek het dan my ander partner wat ek laas jaar gedoen het en ek wil beter doen met haar. So, dis hoekom ek 2 het. Nie omdat ek cry so is nie, dalk 'n bietjie, dalk so 'n klein bietjie, maar hierdie is waar ek net myself kan wees en nie aan al die ander goed dink nie. En dis hoekom die beplanning is so. Henko se program, ons almal doen hom, ons het hom. So ja, solank ek dit elke dag doen, voel ek is in goeie hande. Okay. Tydgewys, omdat jy nou 2 doen, is daar een wat jy op meer gaan fokus? Of gaan jy hard druk Sê okay dan. Nee, sorry, ek het 'n bietjie slijm. Nee, hy het geval, so hy moet net 'n bietjie kalmeer is. Nee, dan gaan nee. Want dit is 2 Hyroxe, so jy het sopas gesê jy wil jou tyd Okay, ek en Henko is vir onder 'n uur. Is daai die eerste of die tweede ene? Dis die eerste dag Okay. en die tweede dag is 7:30 die oggend. So die eerste dag gaan jy sprint en die tweede dag gaan jy kruip. Ja. Okay. En die tweede dag is ligter. Dit gaan soos Okay, lekker die eerste dag gaan 'n bietjie swaarder, maar ja. En ek kan dink dit is redelik taaf. I mean, ek het 'n challenge in die gym gedoen en ek was byna dood gewees van Ja, ek ook. So ja, ons het daar's saam daarom gedoen. nog ek dink 9 weke. So Augustus is naby. Nou wil ek jou vra. Jy het mos al die Hyrox gedoen. ja. Wat was die moeilikste item gewees behalwe die hardloop? Die hardloop is die maklikste, die moeilikste is almal weet. Dim. Wat draai? Ek sal sê is die wobbles. Nee. Onthou dit's lank. Dit's klaar halfpad daar. Maar dis after the grass. No, dis burpee broad jumps ek haat dit. Ek haat dit. Okay, Dis my ergste. Dit Dis verskil die ergste vir my fisies, die res is okay. Na die roei voel jy jou bors soos moeg vir die hardloop, maar die res is fine. ek neem aan dit verskil van persoon tot persoon. Ek sal nou weer 'n baby broad jump love. Ja, want jy vlieg. Ja. Maar ek sal sê in my opinie behalwe nou die sled push, behalwe as jy nou lekker sterk oudjies so Marcelino het. Sal ek sê lunges. Want omdat jy hardloop, jy's altyd op jou bene en dan moet jy nog in 'n lunge posisie gaan met 20 kg sak. Toe maar lang bene, trekkie vir trekkie. Ja, maar dit kan ook 'n nadeel wees, want is langer bene soos 'n langer pad af. Ja, it's fine. Soos persoonlik sal ek dan nie Daai hierdie like. ja glad hê. Is daar enige iets van die Hyrox wedrenne wat jou bang maak of waarvoor jy bekommerd is, aangesien jy nou 2 doen? Ek's bekommerd oor waar ek gaan slaap, waar gaan die kinders bly? Hoe gaan ek so vinnig die volgende oggend weer op? Wanneer gaan hy moet drink? Pomp, you know? So 'n lekker voordeel is jy het darm 'n klomp hande om te Ja. help met kind oppas. Babysitters. Soos op die oomblik, weet jy of die kameraman gou kan pan daai kant toe nie. Maar ons doen 'n baie goeie job sover. Maar ja. Okay. Okay. Wanneer jy prep vir die Hyrox, dis nou mentally en physically, né? Ja. En jy's regtig uitgeput die dag, omdat jy's 'n ma. Jy is Wakker die hele nag. Heel nag wakker, baie verantwoordelikhede, baie op en af ry kinders
heen en weer vat. Wat hou jou gemotiveerd om elke dag op te daag en net te gooi? So, toe ek en Samuel getrou het, ons huwelikskursus gedoen, dan doen jy jou strengths. Nou my number one strength is discipline. So as jy vir my sê, ek gaan dit doen, dan gaan ek dit doen. So elke dag, of dit reën, of dit nie reën nie, soos toe ek vir die marathon geoefen het ook, as dit reën, jy gaan hardloop, daar staan jy met 8 km hardloop, so jy gaan dit doen. En as ek dit nie doen nie, dan is ek kwaad die hele dag, want hoekom het ek dit nie gedoen nie, so, that is that. Ek moet sê, discipline is baie belangrik, Ja. veral as jy in die fitnessindustrie is. Nie motivation nie, dit gaan jy nêrens bring, as jy die discipline, Ja, kyk, 'n stukkie motivation, soos 'n Marceline wat op jou skree as jy klas het. Dit is lekker. keep on Dis- keeping, ja. keep on working. En ladies en lekker. Nee, dit is aansteeklik. Veral as ek wat nou ook 'n trainer is, dan sit ek in die office of ek loop rond of iets en dan hoor ek hoe die man te kere gaan die binne en dan sê soos, "Jo, ek wil eintlik betrokke wees." Presies, Ek wil ja. betrokke raak en dit is Maar aansteeklik. dis as jy hier is, maar om hier te kom. Ja, dit is nou weer die ander een. So, discipline bring jou hier en dan jou motivation binne. Ja nee, dit is maar ja, dissipline is 'n baie belangrike aspek van lewe. Andersins 'n mens kan nie ver kom lewe as jy nie dissipline Ja. het nie. Dan wanneer jy nou klaar die 2 High Rocks gedoen het en oorleef het. En jy kyk terug na die 2 High Rocks wedrenne, wat sal vir jou 'n suksesvolle ervaring wees? Behalwe net klaar. Dat ek kan loop. Ek weet nie, ek het 'n spesifieke, ek wil net my tye verbeter. Dis al. Dan is dit suksesvol. That's all. Baie mense is kompeterend as dit kom by sulke goeters. Dis hoekom soos persoonlik ek by Sally 2 kan doen nie. Want as ek die eerste dag 'n sub 'n uur doen dan Wanneer? is nog baie ver van die wanneer af. As ek die eerste dag 'n tyd opstel, dan gaan dit te veel vir my pla as ek die tweede dag dit nie weer kan doen nie. Ja, maar my partner is ook 'n ma met 3 kinders, so Okay, dan sit ja. dis presies, ons is presies dieselfde. In die oggend is oefentyd, in die middag is kinders, sodat jy nie middag nog hoef te worry oor wangle, so dis fyn. Ja, dan watse boodskap het jy vir al die mammas daar buite wat ook nou die kinders het en ook elke dag gym toe kom en alles. Wat kan jy vir hulle sê of 'n bietjie raad gee oor die fitnessindustrie en die mamma lewe en die lewe daar buite en alles? So vir my is dit beter om besig te wees en dinge aan te pak, maar almal floreer nie so nie, maar dis hoe ek floreer. So vir my, as ek nou net, as jou goal is om te gaan stap elke dag en 10,000 steps in te kry, go vir dit, maar vir my voel dit net, ek kort 'n groter goal, en so ek is so bly Harax het op die perfekte tyd gekom vir my, vir postpartum, maar ek sal sê, jy kan dit doen en jy het letterlik 25 minute of 30 minute nodig, dan kan jy nog steeds, Henko die workout so vir ons gedoen, dat ons nie ure hier in die gym is nie, jy hoef nie 3 ure te gym nie, 20 minute wat jy op jou foon geskraal het, kon jy eerder gekom het en 'n workout gedoen het. So, ek dink net, dit is weer net dissipline. En sanity. Ja, Ek kan nie sonder dit nie. Dit is my soos, wat noem jy dopamine? Ja, Dopamine. dopamine, Ja, dis dit. So ek kan nie sonder dit nie. Anders is ek 'n grompot, vra vir Samuel. ek kan vouch daarso. Voordat ek nou begin werk het in 'n gym en alles, was oefen my wegkom van die stres Ja. en die angs en alles. Vir alles so jy nou in 'n sport is of selfs net in 'n algemene lewe, dan het jy 10,000 goeders wat jy elke dag moet doen. En dan gaan jy hardloop by 'n 3 km of 5 km en Precies. na 'n halfuur is jy net soos Conquer the world, kan jy daarna. ja, sommige mense hardloop met musiek, wat dit is lekker, maar ek verkies om net soos te luister hoe ek swaar kry in die hardloop. Regtig? Soos dit is vir my ja, letterlik. Jy kry 'n ritme Ons later het vir maak Marcelina leer om die milksteek te kry nie. In en uit. dan kry jy so 'n beat en dan later dan begin jy dink oor lewe, jy dink oor alles en jou kop raak net skoon. As jy by die huis kom, jy amper al Ja, 'n factory 'n reset. nuwe mens. Dit is in die gym aspek ook. Dit is ja, hemels. As jy 'n moeilike gym sessie het met moeilike workouts wat baie mense oormoan en dan kom jy by die huis en dan
voel jy soos 'n nuwe Ja. mens. En dan kan jy vroeg gaan slaap, want jy is moeg. So Win-win. Ja. Alright. So Jan, baie dankie dat jy hier was. Plesier. Al is dit jou plek. In my koffietyd. In jou koffietyd, ons sal vir jou koffie koop. Nee, ek gaan nou my koffie gaan kry. Baie dankie dat jy hier was. Dankie vir die boodskap, dankie vir jou terugvoering. En ja, ons gaan jou weer binnekort sien. Dankie.